Dit is in die naam van ons Here Jesus wat ek jou groet vanoggend en ons bede is dat sy vrede op elkeen van ons se harte sal rus. Ons wil ook vra, soos wat ons nou deur die afkondigings gaan vir ons gemeente en luisteraars, dat ons ook van die geleentheid gebruik maak om mekaar bietjie te groet vanoggend oor sosiale media, oor Facebook of SMS of WhatsApp, net vir mekaar hallo sê en goeiemôre, soos wat ons ook sou doen wanneer ons op die normale manier sou saam wees so op Sondag. Ek hou dan 'n paar van die afkondigings voor. Ons dink veral aan ons lidmate wat in hierdie tyd gesondheidsprobleme ondergaan. Suster Madri van Wyk in Wyk 31 is nog in Montana Hospitaal en sy sal na 'n step down gaan wanneer sy ontslaan word. Ons dink aan Suster Anna Foster in Wyk 32. Sy is in Montana Hospitaal opgeneem nadat sy geval het en haar heup gebreek het. Suster Marie van Wonnenkuyt, Wyk 10, sy moet bestraling ontvang. Sy wag nog vir goedkeuring van die mediese fonds. Ons dink aan haar. Dan broer Fanie Venter, Wyk 35, het 'n operasie ondergaan en hy herstel goed. Ons is dankbaar daarvoor. Suster Bets Arnold, Wyk 3, sal ook die komende weke oogoperasie ondergaan. En dan dink ons ook aan Suster Sandra Venter. Sy word DV volgende week in Montana Hospitaal opgeneem vir toetse. Ons wil regtig al hierdie geliefdes aan die Here opdra en bid dat hy hulle harte ook sal rustig maak in hierdie tyd. Ons wil ook daarop wys op die fonds om die klein sake ondernemings te help wat in ons gemeente, sy klein sake manne te help in ons gemeente wat in hierdie tyd baie swaar kry en baie ander verpligtinge ook het. Die gegevens is daar op die skerm as jy deel wil wees van hierdie saak en op 'n manier wil deelneem. Dan ons komende week se gebeure. Vanmiddag het ons virtuele katekisasie, veral vir die graad 7 tot 12 leerders, maar al die jeug is baie welkom. Ons gaan 'n lekker tyd saam hê oor Zoom. Ons weet al die ontmoetings moet maar nou op hierdie wyse plaasvind. So ons gaan ook so met ons jeug vanmiddag vergader. Dit begin om 5 uur vanmiddag en al die inligting is daar in die nuusbriefie, sodat ons so deel kan wees van hierdie ontmoeting. Ook ten opsigte van ons jeug, ons sal bietjie vanmiddag meer daaroor sê. Ons wil graag saam met ons jeug 'n Bybelleesplan deurwerk in hierdie week. Juis wat aansluit by dit wat die jeug nou saam met ons sou deurgaan. Ons vra jou dan om op YouVersion, jammer vir die Engels, maar dit is maar nou hoe dit is, om op YouVersion se Bybelapplikasie die volgende plan te gaan aflaai. Jy kan ook meer inligting daaroor kry in die nuusbrief. Die plan se naam is Shelter in Place with Joni, 'n vrou wat 'n lang ruk terug groot tragedie ondergaan het en verlam geraak het in haar onderlyf, maar wat so haar oë vestig op Jesus en ander regtig aanspoor om dieselfde te doen. So ons sal werklik vanuit die woord deur hierdie leesplan gedien word. Laai hierdie plan af. Ons begin môre as jeug dit dan saam lees. Elke dag lees jy jou stukkie. Daar sal ook 'n manier wees wat jy die bevindinge met die res van die groep kan deel. En volgende Sondag sal ons dan saamkom om die laaste plan, so met ons virtuele katekisasie of die laaste oordenking van daardie plan saam deur te werk. Vanmiddag se virtuele katekisasie sal dan nou 'n bietjie van 'n inleiding wees tot waaroor hierdie plan gaan. Dan ook ons huisgroepe wat hierdie week sal saamkom, weer so oor Zoom, Dinsdag aand om 6:30. As jy nog wil deel wees hiervan, asseblief maak kontak met my. My besonderhede is daar op die skerm. Dan het ons ook 2 ander geleenthede hierdie week, 'n manne bedieningsgroep en 'n vroue bedieningsgroep waar albei dieselfde doel voor oë het. Ons weet manne en vroue, almal van ons gaan nou deur groot uitdagings, hoe daai uitdagings ook al mag lyk. En daar is 'n groep manne en 'n groep vroue wat regtig net gesê het, maar kom ons bring almal saam en daar waar mense kwellinge het en spanninge het, dat ons dit met mekaar kan deel, sodat ons vir mekaar kan omgee en mekaar kan bid en ook die hoop so met mekaar kan deel, om mekaar so te bemoedig en te versterk. Die mannegroep kom dan donderdag aan, die 14de Mei by mekaar om 6:30, probeer so om 6:25 se kant al inskakel. Die Zoom ontmoetingsbesonderhede is daar in die uitnodiging, ook so op die skerm nou, en die vroue bedieningsgroep kom dan Saterdag by mekaar, eerskomende Saterdag die 16de Mei, dit sal om 1 uur wees, al daardie besonderhede
is ook so op die skerm en in die nuusbriefie. Dan ook ons gebedsgroep, wat elke week bymekaar kom ook nou oor Zoom, elke Sondagoggend om 8:30, wonderlike tyd waar ons saam bid. As jy daaraan wil deelneem, is jy baie welkom, kontak asseblief vir Karina Pyper. Daar is ook ander berigte in die nuusbrief wat jy kan deurgaan, ook oor ons evangelisasie werksaamhede, ons span wat moet uitgaan as die Here ons spaar in 2021, is hard aan die werk om dit te begin reël, en ons vra dat julle hulle ook sal opdra aan die Here vir leiding, en kyk ook daar hoe jy deel kan wees van wat die Here besig is om te doen, ook op hierdie terrein. Soos wat ons hier saam is om op hierdie spesiale wyse die Here te ontmoet, kom ons bely ons afhanklikheid van hom, saam met die psalmdigter uit Psalm 139. Deurgrond ons, o God, deurgrond ons harte en toets ons gedagtes. Kyk tog of daar by ons 'n verkeerde weg is en lei ons op die beproefde weg. Amen. Genade dan en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons harte. Amen. Kom ons loof nou die Here saam. Ons sing Psalm 147, verse 1 en vers 2. Sluit so mooi aan by dit wat die Here met ons wil deel uit sy woord vanoggend. Veral vers 2, hy heel gebrokenis van hart en hy verbind hul in hul smart. Sy oë speer oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster. Sy krag en kennis ongemeet, oorwelf al wat ons ken en weet. Sagmoediges verhef hy weer, maar goddeloses werp hy neer. Kom ons sing hierdie 2 verse saam tot eer van die Here. Ek nooi jou nou uit daar, saam met jou gesin in jou huis, of soos wat jy daar alleen is, maar weet jy's nie alleen nie. Die Here is met jou en bely nou saam met my jou algemene, ontwyfelbare Christelike geloof, terwille van die versterking van jou eie geloof, ook tot getuienis vir die res van die wêreld, maar ook tot eer van sy naam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ek sal graag nou vir ons wil bid. Kom ons verenig dan saam in gebed. Onse wonderlike God en hemelse Vader, ons wil U regtig net so kom dank vir al die genade, vir hoe geduldig U met ons is, vir U liefde wat nooit val nie. En ons wil bid vanoggend dat U oor hierdie hele wêreld, waar U woord verkondig word en mense daarna luister, dat U die gees van wysheid en openbaring en kennis van God sal gee, dat ons U waarlik sal ken. Maar nie net dat dit by 'n kennis sal bly nie, dat dit 'n kennis is wat ons harte so tref, dat dit die geestesoë, die oë van ons harte sal oopmaak, sodat ons sal sien watter wonderlike hoop U roeping inhou. En watter heerlike rykdom daar is onder die erfdeel van die geheiligdes, en hoe groot U krag is, wat U uitoefen in elkeen van ons wat glo. Ons vra daarom, Vader, dat U aan ons oë sal gee wat kan sien, en ore wat kan hoor, en 'n hart wat kan begryp, wat ons tot U kan bekeer, dat U ons kan genees. Ons vra dat U deur U Gees dan die verkondiging van U woord vanoggend sal dra na mense se harte toe, dat dit nie soos 'n blik vol inligting net na ons toe sal kom nie, maar soos 'n spies wat die teiken van elkeen van ons harte en lewens tref, en wat diep penetreer waar ons U rigting so nodig het. Kom werk dan so saam met die verkondiging van U woord, o Heilige Gees. En kom wys ons in hierdie week, waar is U besig om te werk, dat ons daar langs U kan inkom, en saam met U kan werk, dat die vrug tot eer van God groot sal wees. Hoor ons gebed, in Jesus Christus se naam. Amen. By hierdie deel van ons ontmoeting met die Here, gewoonlik lees ons 'n kort teks uit die woord uit om ons voor die Here te verootmoedig. Vir ons kinders, dis 'n groot woord wat beteken ons maak onsself klein voor die Here. Ons verneder ons voor God, dat hy ons kan verhoog, soos Jakobus 4 sê. Gewoonlik sal ons net 'n kort gedeelte uit die Bybel uit lees, maar soos wat ek in hierdie week besig was met die teks wat ons sou gebruik om ons so te verootmoedig, so het dit vir my gevoel asof daar bietjie meer van 'n boodskap ook hiermee moet saamgaan vanoggend. Soveel so dat ek later gedink het, dalk moet daar 2 boodskappe wees vanoggend. Die een gaan dan oor verootmoediging, en dan is daar nog 'n kort boodskap wat gaan oor bemoediging. Maar soos wat ek met hierdie teks vir verootmoediging besig was, of beter gestel, soos dit met my besig was in die week, so het ek agtergekom, maar dit moet die boodskap wees vandag, 'n boodskap van verootmoediging, want ons moet dit eers doen, ons moet regtig dit eers ons eie maak, en ons gaan verootmoedig, dan sal ons harte gereed wees om ook die boodskap van bemoediging met gewilligheid te ontvang. Nie dat hierdie boodskap van verootmoediging vanoggend sonder sy eie bemoediging sal kom nie. Ja, dit is 'n ernstige oproep wat die Here aan ons maak, 'n oproep tot bekering vanoggend. Maar as ons gaan besef wie is dit wat daardie oproep aan ons maak, dat dit God is wat in Christus beloof om ons hemelse Vader te wees. 'n God wie se liefde onfeilbaar is. Dan sal ons regtig deur hierdie boodskap van bekering om terug te draai na hom toe bemoedig word en aangespoor word vanoggend. Met dit in gedagte, kom ons lees dan nou
die teks waaruit die Here met ons sal praat vanoggend om hierdie doelwit. En dit kom uit Joël uit. Joël 2. Joël was 'n profeet, een van die kleiner profete wat deur die Here geroep is om met sy volk te praat in die Ou Testamentiese tyd. Jy sal hom daarom ook vind, sy geskrifte onder leiding van die Heilige Gees, daar saam met die res van die kleiner profete agter in die Ou Testament. Soos wat jy dan soontoe blaai, die opskrif vanuit die ou vertaling sê eintlik alles. 'n Ernstige oproep tot bekering. En in die eerste 11 verse van hierdie hoofstuk hoor ons hoe God met sy volk praat, 'n volk wat ver van hom af weggedwaal het, wat begin het om ander feilbare liefdes na te jaag. 'n Volk wat in sonde en goddeloosheid en in afgoderry verval het as gevolg daarvan. En nou sê hy vir hulle in hierdie eerste 11 verse watter verskriklike dinge oor hulle pad gaan kom indien hulle nie gaan ag gee op sy roepstem nie. Dat daar 'n volk gestuur gaan word, 'n volk wat hulle wreedaardig sal hanteer. Enige iets sodat die Here se volk net in liefde na hom sal terugkeer. Enige iets sodat hulle net nie tot in die ewige verdoemenis moet gaan nie. Op so 'n wyse dat God hulle nie sal terugforceer na hom toe nie, want dis nie wat liefde doen nie, maar dat hulle uit liefde met hulle hele hart na hom toe sal terugkeer. Hy wat altyd reg staan om hulle in liefde te ontvang. Dis wat ons hoor in vers 12 van waar ons gaan begin lees, nê. Maar selfs nou nog, sê die Here. Kan jy dit hoor? Hierdie volk wat so ver weggedwaal het. Maar selfs nou nog, sê die Here, is ek reg om julle in liefde te ontvang. Selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas, ween en rouklag. En skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here, julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Dis so 'n groot woord wat ons in die Bybel kry, maar dis 'n woord wat so belaai is met die wonderlikste betekenis. Dit beteken letterlik dat God se liefde onfeilbaar is. Sy liefde sal ons nie misluk nie, sal ons nie teleurstel nie. Dit sal altyd die wenslike uitwerking in ons lewe hê. Dis goedertierenheid. Hy is lankmoedig, groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here, julle God. Blaas die basuin op Sion, heilig 'n vasdag. Roep 'n vergadering saam, versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge, laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaapkamer. Laat die priesters, die dienaars van die Here, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, o Here, spaar u volk en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Dit is die woord van die Here. Geliefdes van die Here, ek en jy, elkeen van ons, is geskape as behoeftige wesens, of jy dit nou wil weet of nie. Ons is needy, soos die Engels sou sê. Ons is geskape met behoeftes. Behoeftes byvoorbeeld na aanvaarding, na erkenning, na aandag en ander se koestering. 'n behoefte na bevestiging, daai versekering dat ons waardig is. En die Here het jy sekere mense rondom ons geplaas van kleins af, sodat hy deur hulle daardie behoeftes kan aanspreek en in daardie behoeftes kan inspreek. Maar soos ek en jy weet, hierdie mense wat rondom ons is feilbaar. Feilbaar in hulle liefde. Hulle kon dalk hulle heel beste probeer het. Hulle sou nooit aan al hierdie behoeftes van ons volkome kon voldoen het nie.
En dit het ons almal agtergelaat met leemtes in ons harte, hierdie onaangesproke behoeftes. En baie keer het hierdie mense wat die Here rondom ons geplaas het, nie net daarin gefaal om hierdie behoeftes van ons aan te spreek nie. Hulle het ons boonop ook nog seer gemaak en diep wonde in ons lewe gebring, in ons harte, wat hierdie leemtes in ons harte net groter en wyer gemaak het. Dis daarom nie jou skuld nie. Maar die vraag is, waarheen gaan ons? Waarheen vlug ons om daardie leemtes te vul en daardie seer kry te herstel? Vlug ons, jaag ons soos hierdie volk in Joël, ook agter 'n spul feilbare liefdes aan? Ander dinge, goed of sleg, ons ken daai slegte dinge, onsedelike dinge, lelike dinge wat verslawings in ons lewe raak. Maar selfs die goeie, wanneer dit die verkeerde plek in die hart inneem en ons lewe begin regeer, dan is dit ook nie meer goed nie. En raak ons daarin verslaaf. Byvoorbeeld, ons lewe begin draai rondom mense en hulle aanvaarding en erkenning en hulle aandag en koestering van ons en hulle bevestiging of versekering dat ons waardig is. Dis waarom ons lewe draai. Ons soek ons identiteit hierin. En dit is dan ook die rede waarom ons alles doen wat ons doen, goed of sleg. En dis alles mindere liefdes hierdie, soos dit bekend staan. Minder in die sin dat dit feilbaar is. Dit gaan ons misluk. Dit gaan ons teleurstel. Dit gaan nie die wenslike uitwerking in ons lewe hê nie, want dit is feilbaar. Dis nie God nie. Dis nie sy onfeilbare liefde nie. Maar ten spyte van die feit dat hierdie mindere liefde so min doen om aan hierdie behoeftes van ons te voorsien en ons op die ou end so onvervuld agterlaat, ten spyte daarvan keer ons keer op keer net weer terug soontoe. Maak ons dit ons toevlug in ons lewe. En as gevolg van die feit dat dit so onvervullend is, ja, dit laat ons dalk beter voel vir 'n paar oomblikke. En dan voel ons daarna net nog meer skuldiger en nog meer leer. En wat moet ons doen? Ons moet weer soontoe gaan om beter te voel. En so kom daai lelike patrone in ons lewe wat gewoontes raak, wat op die ou end verslawend raak. Dat ons baie keer verslawende wesens is, nee. En daarom dan hierdie ernstige, maar ook liefdevolle oproep wat die Here hier aan ons rig. Om terug te keer na ons eerste liefde. Na hom wie se liefde bo en beter is as al daardie ander feilbare liefdes. Sy liefde wat in staat is om soveel meer te doen as wat daardie dinge ons kan bied. Hy wie se liefde onfeilbaar is. 'n Liefde wat ons nooit sal misluk nie. Nooit sal teleurstel nie. Soos die Engels sê, it's unfailing love. Dit sal altyd die wenslike uitwerking in ons lewens hê. Dit sal hierdie behoeftes aanspreek, hierdie leemtes kom vul. Dit sal ons nie onvervuld agterlaat nie. Dit sal hierdie seer, hierdie wonde in ons hart herstel met tyd. As ons tog dan net uit liefde wil terugkeer, ons wil bekeer met ons hele hart en hom wil innooi op hierdie wyse in ons hart in. Hy staan altyd reg, nee. Daarom sê vers 12 so mooi, selfs nou nog staan hy reg om ons met sy liefde te ontvang. Hierdie liefde wat ons nie sal misluk nie. Maar nooit gaan hy inbraak kom maak by ons nie.
waar hy nie in liefde ingenooi word en gewillig gesoek sou word nie. Ons het dit die afgelope tyd bietjie met mekaar begin deurtrap. Dis nie wat liefde doen nie. Liefde, 1 Korintiërs 13 vers 4, is geduldig. Liefde forceer nooit die goeie om te gebeur nie. Liefde gaan forceer daarom nooit die geliefde in 'n sekere rigting nie. Selfs al maak dit die Here se hart dan so seer, dat ons as sy geliefdes agter hierdie mindere, feilbare liefdes aanjaag. Hy sal ons maar toelaat om dit te doen. Want liefde forceer ons nooit na hom toe terug nie. Soos hy hier sê in hierdie teks, hy sal self sy eie naam in oneer laat bring onder die ander volke, wat hy moet gebruik om ons dan so tot besinning te bring. Dat hulle sal sê, maar waar is julle God dan? Hy's okay daarmee. Enige iets om ons net daartoe te bring om in liefde na hom toe terug te keer, sonder dat hy ons terug forceer of kom inbraak maak. Geliefdes, hoor dan hierdie ernstige, maar tog so liefdevolle oproep. En bekeer jou. Keer terug na hom met jou hele hart, met vas, geween en rou. Die nuwe vertaling sê, huil en treur, vas, huil en treur. Dis alles dinge wat ons weet mense sou doen as hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. Hoor jy daarom wat die Here vir jou en my sê vanoggend? Vanweë ons gejaag agter hierdie mindere, feilbare liefdes aan, lê ons verhouding met hom op sterwe. Genoeg rede vir jou om te vas en te ween, en ook vir my. Draai dan weg. Draai jou rug eerder op daardie mindere liefdes en draai jou gesig na hom wat jou onfeilbaar liefhet. Keer terug uit liefde met jou hart na hom. Vers 13 sê, daarom het ons nodig om ons harte te gaan skeer, eerder as ons klere. Net om my van 'n paar slegte dingetjies te gaan weerhou en 'n paar goeie dingetjies te begin doen, net om maar net weer 'n wet na te kom, dit gaan ons nie help nie. Ons het 'n hartsverandering nodig. Skeer jou hart, maak jou hart vir die Here oop. Nooi hom in. Selfs tot in daardie donker, geïsoleerde, seer plekke van jou hart. Daai dele wat jy heel waarskynlik eerder wou van vergeet en agter jou sit, maar dit het soveel leemtes in jou agtergelaat, onaangesproke behoeftes, wat jy op een of ander manier nou gaan stil buite God om en sy liefde. Daai diep wonde wat jou aangedoen is. En wat die rede is dat jy dalk nou so reageer en so optree soos wat jy doen. Tog wil jy daarvan vergeet het, maar God se onfeilbare liefde het nog nie die geleentheid gekry om in daardie areas van jou hart sy werk te kom doen nie. En jou volkome te kom herstel en te kom genees en jou aan te raak nie. Sodat jy met jou hele hart aan hom kan behoort. Dat jou hele hart aan hom gebind kan wees. Vat hom soontoe. Ja, daar waar dit seer maak. Daar waar dit heel waarskynlik ook ons harte gaan breek. Ons harte het nodig om gebreek, geskeur te word. Maar hou dan vas aan hierdie belofte. Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die verslae gees en die een wat gebroke van hart is. Bekeer jou dan so met jou hele hart tot God. Maak jou hele hart vir hom oop. En moet ook nie bang wees of skaam wees oor verdere dinge wat hy dan dalk so in die lig gaan bring nie. Hy gaan ook hierin genadig wees. Hy sal nooit meer vir ons openbaar as wat ons kan verdra op daai stadium nie. Maar moenie bang wees dat jou onreinheid hom gaan skok nie.
Dat het hom so gaan ontstel, dat hy nie naby jou wil kom om jou ook aan te raak met sy liefde en jou ook te genees nie. Hy weet alreeds alles. Voor die grondlegging van die wêreld het hy reeds alles van jou en my lewe geweet. Elke klein detailtjie. En tog het hy nog steeds sy seun gestuur om vir al jou sondes, al daardie sondes te sterwe. Hy wil jou daarom vir niks hiervan veroordeel nie. Hy wil net hê, jy moet dan so jou hele hart vir hom gee. Absoluut uit genade, nee, ons gaan dit nie uit ons eie uitreg kry nie. Maar hy wil net hê, ons moet ons hele hart so vir hom oopmaak en hom so in liefde innooi. Dat hy met sy onfeilbare liefde ons hele self, ons hele hart, ons hele lewe kan kom aanraak, kom herstel en kom verander. Skeer dan daarvoor jou hart voor die Here oop. Hy wil regtig saam met jou in al jou en my gemors kom staan, sodat hy saam met ons die pad daaruit kan loop. Want dis waaroor dit vir hom gaan, hierdie verhouding tussen ons en hom, wat dalk nou op sterwe lê, omdat ons feilbare liefdes najag. Tog staan hy reg, soos die pa daar in die gelykenis van die verlore seun. Staan hy reg om ons met al sy liefde te ontvang en om ons met sy onfeilbare liefde te bedien. Die vraag is, geliefde, is jy bereid? Is jy bereid om jou so voor God te gaan verneder, dat hy jou kan kom optel? Jakobus 4. Wat 'n goeie rede is dit nie om 'n vasdag vooruit te roep nie. Ook in hierdie tyd, soos wat ons hier hoor in Joël 2. Ons Here Jesus leer ons dit in Matteus 6. Hy sê, sy disippels sal vas soos wat ons besig sou wees om te bid. Dit sal daarom so 'n natuurlike en algemene deel van ons lewe uitmaak. Ek nooi jou daarom uit, om in hierdie week, môre wat maandag is, dan so 'n verootmoedigingsdag, 'n bid en vasdag saam met my te hou. En as môre jou nie pas nie, kies dan vir jou 'n ander dag. Daar's nie wet en voorskrif hierin nie. Ons kom nie net nog 'n wet na nie, dis nie waaroor dit gaan nie, maar ons wil dit deel van so 'n natuurlike deel van ons lewe maak, en dit gaan seer maak, maar dit gaan ons seën. Weerhou jou dan môre byvoorbeeld van ontbyt of van middagete, omdat jy in daardie tyd eerder besig sou wees om te bid en jou so geestelik voor die Here te ontbloot. Weerhou jou van onnodige selfoongebruik, tensy jy op jou selfoon Bybel lees, maar jy weet waarvan ek praat. Weerhou jou van, soos die teks ook sê, bruidegom en bruid, weerhou jou van intiem verkeer vir 'n ruk, sodat jy daai tyd eerder kan gebruik om te bid, en jou so voor die Here klein te maak. Maak jou hart so oop vir hom, skeer jou hart voor hom, en hy sal jou ook kom aanraak, en gesond maak, en bely. Nie bang wees nie, doen dit met vrymoedigheid, bely met vrymoedigheid, al jou vrese, al jou angstighede, en die behoeftes waaruit daardie gevoelens ontstaan het. Bely die seer, en dit wat jy geneig is om te doen, om daai seer te probeer stil. En bely jou ongeregtighede. Doen dit. Vat dit na die kruis toe, en gaan kry seer by die kruis, soos iemand mooi gesê het. En verwag die goeie
Lees nou vanmiddag verder saam met jou gesin of so op jou eie self deur die res van hierdie wonderlike hoofstuk en kyk wat is die wonderlike gevolge vir elke bekeerling wat ons so met ons hele hart tot God bekeer. Dis nie net hier en daar 'n aardse seëning nie. Dis God wat beloof dat hy in ons midde hier op aarde sal kom wees en saam met ons die pad sal stap. Dis nie net so 'n tydelike salwing met sy Heilige Gees nie. Dis 'n uitgieting, 'n vervulling met sy Heilige Gees. Dat hy ons op die ou end so sal herstel en ons tot 'n seën vir hom hier op aarde sal agterlaat. Julle, God se onfeilbare liefde sal ons nooit teleurstel nie. Nie in versoeking nie en ook nie in verootmoediging nie. Bekeer jou dan so met jou hele hart tot hom. Met vas, ween en rou. Amen. Daar is nou geleentheid vir jou om by jouself of so saam met jou gesin met die Here te praat in gebed en hierdie dinge te oordink. Ek sal so 'n minuut lank kans gee en dan gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons aanbid U wat so groot is in U heerlikheid en wat uit die rykdom van U heerlikheid aan al ons behoeftes wil voorsien. Ons bid U dan nou dat U deur U Heilige Gees ons harte sal kom sterk maak, sodat ons die onpeilbare en onfeilbare liefde van Jesus Christus vir ons sal ken, saam met al U kinders op aarde. Sodat ons eerder hom sal vertrou, om ons harte se wonde te herstel en ons behoeftes te stil, sodat ons daarmee eerder na hom toe sal kom, sodat U en U Seun Jesus ons gebrokenheid en ons leë harte kan genees, kan herstel en kom vul. Ons bly dat U o God so in U onfeilbare liefde ons sal kom wortel en sal kom grondves juis in daardie liefde. Sodat ons nie sal bang wees om U so in ons harte in te nooi, so in elke area van ons lewens nie. Here, sodat hierdie nodige bekering met ons hele hart, ja, tot in daardie diepste dele van ons harte kan plaasvind. Hoor ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou saam die Here loof, omdat hy liefde is. Ons sing daardie baie mooi beruiming van 1 Johannes 4, lied 334 vers 1 tot 4. God is liefde, juig ons harte. Omdat God so onfeilbaar in sy liefde is. Daarom juig ons harte, selfs al word ons hartseer vanweë ons eie dinge. Kom ons sing hierdie lied tot versterking van ons eie geloof. Lied 334 vers 1 tot 4.
ontvang nou die bevestiging van die seën van die Here. Hoor wat hy vir jou sê en vir jou beloof. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.